Vriende, baie hartlik welkom by ons erediens vanoggend. Soos dit nou al gebruik geword het, saai ons vanuit ons huise die erediens uit. Ek moet eintlik vir julle hartlik welkom sê in my sitkamer. Ek is vreeslik dankbaar dat julle nie die res van die sitkamer kan sien nie, want ek en Hannie gebruik nou beide die sitkamer as ons kantoor. Ons werk vanuit die sitkamer bedags. En waar ek nou pynlik netjies is haar netheid nie heeltemal op dieselfde standaard nie. Maar alle grappies op 'n stokkie. Na die president se afkondiging verlede donderdag, lyk dit asof ons nog 'n hele ruk so by mekaar gaan kom. En wat ons heeltyd moet onthou is dat die feit dat ons nie meer in die kerkgebou by mekaar kan kom nie, die feit dat ons nie meer as gelowiges in die erediens by mekaar is, dit beteken allermins dat ons ophou om kerk te wees. Om die waarheid te sê, ek dink die Here in die Gees skep nou vir ons splinternuwe geleenthede, nuwe deure wat oopgaan, sodat ons die boodskap oor Jesus Christus wyd en ver kan versprei. Kom ons buig ons hoofde op hierdie 3de Sondag in Paasfees. Ek wil begin deur vir ons as fotum uit Psalm 91 voor te lees. Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en in die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here, Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God, op wie ek vertrou. Amen. Gemeente, vriende, ek groet julle vanmôre, soos wat die Here Jesus die disippels destyds gegroet het na sy opstanding. Vrede vir julle. Vrede vir julle. Ek wil nou vra dat ons vir 'n paar oomblikke aan die kinders aandag gee. Ons het besluit, omdat ons mekaar so lanklaas gesien het en mekaar mis, veral die kinders mis, dat ons daarom so bietjie met die kinders ook moet gesels. En ek wil vir ma en pa vra of julle so klein bietjie nader kan skuif, dat julle daarom die skerm en vir my duidelik kan sien. Ek het vanmôre so 'n klompie goed vir ons saamgebring. Dis goed, hierdie wat 'n mens deesdae baie sien, kan julle sien, dis 'n dokter se handskoene. Al die dokters en die mediese personeel dra mos deesdae sulke handskoene en dan dra natuurlik maskers ook. Maar ek het ook hierdie handskoene saamgebring waarmee vrouens skottelgoed op was. Julle ken dit. Ek het hierdie handskoene saamgebring waarmee mens in die tuin werk, waarmee jy rose kan snoei. Hierdie van my is al goed gebruik. Dan, hier is 'n paar fietsry handskoene, waarmee ou in die winter kan fietsry. En dan sê julle sien, is hier ook nog 'n paar handskoene wat ma gebruik by die huis, as julle warm bakke uit die oond uit wil haal, as hy beskuit bak of as hy koek bak. Nou ek wil vir julle vinnig iets vra, en dit is as die handskoene nou so lê, of hulle enige iets beteken. As 'n handskoen net so lê, dan beteken die handskoen mos niks. Die handskoen op sy eie kan niks doen. Wat moet gebeur voordat die handskoen iets kan doen? 'n Mens moet jou hand binne in die handskoen sit. Nou, dis eers as jou hand in die handskoen is, wat mens lekker kan bak, en wat mens lekker kan rose snoei, en dis eers as die dokter hierdie mediese handskoene aangetrek het, dat hy kan werk aan mense, dat hy die pasiënte kan versorg. En kinders, ek wil hê julle moet onthou, ons is ook so. Op ons eie is ons ook maar eintlik soos leë handskoene, is ons nie veel werd nie. Kan die Here nie veel met ons maak nie. Maar weet julle, die wonder is, as die Heilige Gees ons volmaak, dan maak hy ons vol met God se liefde. En dan is ons soos handskoene, wat nou bruikbaar is vir God. Die oomblik as God se liefde binne in ons is en ons volmaak, dan wil ons vir hom iets doen, dan wil ons diensbaar wees, dan wil ons 'n verskil gaan maak vir God in hierdie wêreld. En ons gaan daaroor ook dink vanoggend in die diens in, wat dit beteken, dat die Here vir ons volmaak
met sy gees, volmaak met sy liefde, sodat ons in die wêreld in vir hom 'n verskil kan maak. Kom ons bid nou saam en vra dat die Here ons daarmee sal help. Here, baie dankie dat ons in hierdie baie moeilike tyd in ons land en in ons kerk se geskiedenis mag weet dat U Immanuel is, God met ons. Dankie dat niks, ook nie hierdie pandemie, ook nie ons swaar kry in lyding, ons ooit kan skei van U liefde nie. Dankie dat U vir ons in U woord in wys dat U 'n God is wat swaar kry in lyding en gebrokenheid ken. En dat ons daarom mag vra dat U ons nou sal volmaak met U liefde, met U gees, sodat ons vir U 'n verskil kan maak in hierdie stikkende wêreld. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Christ has no body now but yours, no hands, no feet on earth but yours. Yours are the eyes through which He looks, compassion on this world. Yours are the feet with which He walks to do good. Yours are the hands with which He blesses all the world. Yours are the hands, yours are the feet, yours are the eyes, you are His body. Christ has no body now but yours, no hands, no feet on earth but yours. Yours are the eyes through which He looks, compassion on this world. Christ has no body now on earth but yours. Ons skriflesing vir oggend kom uit Lukas 10. Ons lees daar saam net enkele verse. Ek wil vra dat julle miskien net die video stop en dat julle die hele gedeelte lees om data aan tyd te spaar. Dis die bekende gedeelte van die barmhartige Samaritaan wat vertel in vers 25 dat daar 'n skrifgeleerde was wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en hy vra vir hom: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê toe vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord toe: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." "Jy het reg geantwoord," sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal lewe." Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en hy vra toe vir Jesus: "Nou wie is my naaste?" Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: "Toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy halfpad dood bly lê het en toe pad gegee." En die res van die storie vertel dan hoe daar 3 karakters by hierdie arme man verbygaan. 2 kerkmense, 'n priester en 'n leviet, wat verskonings het en wat ver ander kan die man se nood verbygaan.
En die derde karakter is 'n Samaritaan. En ons lees van hom in vers 33. Hy het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. En dan word vir ons vertel presies wat hy alles vir hierdie man doen, hoe hy hom versorg, hoe hy sy lewe in gevaar stel, eintlik deur dit te doen, hoe hy die geleentheid aangryp om hierdie man met die liefde van die Here te versorg. En dan vra die Here in vers 36 vir die skrifgeleerdes, wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Dan antwoord die wetgeleerde, die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Ons lees net tot sover, dis die Here se woord. Ek wil vanoggend begin met 'n aanhaling uit die bekende Lord of the Rings, waarin Frodo vir sy vriend Gandalf sê, I wish it need not have happened in my time. Dan antwoord Gandalf hom en sê vir hom, so do all who live to see such things. But it is not for us to decide. All that we can decide is what to do with the time that is given us. Vriende, ek wonder of daar iemand onder ons is wat nog nie in hierdie tyd gesê het, soos Frodo gesê het, ek wens so hierdie pandemie, hierdie coronavirus, het nie in my leeftyd gebeur nie. En ek wil vanmôre saam met julle daaroor dink, of dit die regte vraag is om te vra. Is dit nie belangriker dat ons soos Gandalf net vir 'n paar oomblikke sal stop en sal sê, wat maak ons met hierdie tyd? Wat maak ons met die tyd wat nou vir ons gegee word? Ek dink dit is 'n verskriklik belangrike vraag vir ons as kerk om te vra. Watter geleenthede gaan daar nou saam met hierdie krisis? Watter deure gaan daar oop vir die evangelie van Jesus Christus? En wat gaan ons met hierdie geleenthede maak? Ek vra die vraag, ek vra vir u om saam met my oor hierdie vraag te dink, omdat sulke krisistye gewoonlik tye is wat mense na binne keer. Krisistye is gewoonlik tye wat mense, omdat dinge daar buite onseker is, omdat die toekoms onseker is, omdat daar gevaar dreig, wat mense eintlik net aan hulle self dink. As dit goed gaan met my, as dit goed gaan met my vrou, met my huis, met my kinders, met my kleinkinders, dan sluit ek my oë vir die werklikheid daar buite. En daarmee wil ek nie sê dat dit onbelangrik is om te dink aan jou eie mense, aan jou gesin, aan jou vrou, aan jou kinders. Maar vriende, dit raak gevaarlik wanneer ons so fokus op ons eie belange, op ons eie voordeel, dat dit vir ons onmoontlik word om te gee vir die wêreld, in die nood van die wêreld daar buite. Dit raak gevaarlik wanneer ons eie veiligheid vir ons 'n verskoning word om niks te doen aan dit wat ons rondom ons sien gebeur nie. En daarom dink ek is dit so verskriklik belangrik dat ons in hierdie krisistye vir onsself sê, dit kan nou of 'n unieke geleentheid wees wat ons moet aangryp met albei hande, of dit kan 'n verskoning wees om niks te doen. Watter een van hierdie twee kies jy? Ek wil graag vir jou twee voorbeelde noem uit die kerkgeskiedenis. Twee voorbeelde wat duidelik maak dat wanneer 'n mens die geleenthede aangryp, die tyd reg gebruik, dat jy 'n groot verskil vir God, 'n groot verskil in die koninkryk van God in hierdie wêreld kan maak. Die eerste voorbeeld kom uit die geskiedenis van die vroeg-Christelike kerk. Ons het net nou so 'n stukkie saam gelees van die eerste gemeente daar in Handelinge. Maar ek wil eintlik verwys na 'n boek van Rodney Stark met die titel The Rise of Christianity. En in daai boek vertel hy onder andere van 4 groot pandemies of plae wat die Christelike kerk getref het. 2 van hulle het afgespeel eintlik baie vroeg in die geskiedenis van die kerk, hier rondom 160 na Christus en 249 na Christus.
En hierdie pandemies was so verskriklik dat dit tot 1/3 van die destydse bevolking uitgewis het. Hulle sê in Rome, vertel Rodney Stark, het 5000 mense elke dag gesterf. En die interessante ding is dat mense op 2 maniere gereageer het op hierdie pandemie. Ongelowiges, heidene, het, so sê Rodney Stark, hulle eie familie, hulle beste vriende soos vullis behandel. Hulle is doodgewoon geïsoleer, op die straat gesit, aan hulle eie lot oorgelaat om te sterf van die honger en van die simptome van die siekte. Die ander reaksie was die van hierdie jong kerkie, die Christenkerk. 'n Kerk wat nog klein was in getal, min invloed gehad het, eintlik vervolg was, en hulle sien dit as 'n geleentheid om die radikale liefde van Christus te gaan leef. Omdat hulle self beleef het hoe dat Christus sy belange ondergeskik gestel het aan hulle, in sy lewe vir hulle afgelê het aan die kruis, doen hulle nou presies dieselfde. Hulle neem hierdie mense in hulle huise in, selfs hulle vyande, selfs die wat hulle vervolg het. En dan sê die biskop van Dionysius, die biskop van Alexandrië, Dionysius so, hulle het met vreugde die leed van ander gedra. Hulle versorg en gemaklik gemaak, selfs al het hulle geweet dat het hulle dood sou veroorsaak. En Rodney Stark sê, hierdie geleentheid wat hierdie vroeg-Christene aangegryp het, was die rede waarom die vroeg-Christelike kerk so dramaties gegroei het. Mense het van buite na hierdie kerk gekyk en hulle het vir hulle self gesê, ons wil deel wees van 'n beweging wat sulke liefde leef. Ons wil deel wees van 'n beweging wat hulle eie belange ondergeskik stel aan ons belange, wat nie hulle eie veiligheid soek nie, maar wat Christus dien op hierdie radikale manier. Tweede voorbeeld, sien ons in ons skrifgedeelte in Lukas 10, hierdie verhaal van die man wat op pad is, en langs die pad oorval word, en eintlik vir dood agtergelaat word, deur die mense wat hom aangerand het. Baie gevaarlike pad ook. En dan is daar 2 reaksies. Eerst is die reaksie van die kerkmense van destyds, die priester en die leviet. Hulle sien nie die man se nood, maar hulle speel veilig. Hulle sien nie kans om risiko's te loop. Hulle dink aan hulle eie belange. Hulle dink allerhande verskonings uit. En ons teksgedeelte sê, hulle gaan ver ander kant om. Ver ander kant sy nood verby. Tweede reaksie is die van die Samaritaan, eintlik 'n vyand van die Israeliete van destyds. Maar hy kry die man innig jammer staan daar. Hy dink nie in die eerste plek aan sy eie veiligheid nie, maar hy sien dit as 'n geleentheid om sy naaste te dien. Hy sien dit as 'n geleentheid om vir God diensbaar te wees. En hy versorg hierdie man. Hy gaan selfs so ver om hom by 'n herberg in te boek, om selfs te betaal, totdat hy weer daar verbykom, om seker te maak dat hierdie man goed versorg is. Vind ek dink dit is waar ons nou in hierdie pandemie op die oomblik ook staan. Dit gee vir ons 'n unieke, wonderlike geleentheid om nie te dink oor kerkwees. Dit gee vir ons 'n geleentheid om nuwe geleenthede wat nou oopgaan vir ons as kerk, met albei hande aan te gryp. Dit gee vir ons 'n deur wat kan oopgaan na die harte van 'n groot klomp mense in ons land, wat hulle rug op Christus gekeer het, of wat nie meer glo nie, of wat wonder of daar wel 'n Here is. En daarom wil ek julle aanmoedig om saam met my net seker te maak dat ons die regte vraag vra. Vriende, die 2 voorbeelde wat ek sopas genoem het, kan 'n mens nou net so deurtrek na die pandemie wat ons op die oomblik ervaar. Dit kan ook 'n wonderlike geleentheid vir ons wees, 'n wonderlike geleentheid vir die evangelie van Jesus Christus. 'n Wonderlike geleentheid om nou by die harte van mense uit te kom. Want dan mag ons nie toelaat dat vrees, soos in die geval van die leviet en die priester, ons ver ander kan die nood van mense laat verbygaan nie.
Vriende, ek wil definitief hê julle moet skuldig voel nie. Ek wil beslis ook hê dat julle die inperkingsmaatreëls nou moet ignoreer nie. Ek wil dit eerder baie positief formuleer en sê, ons sit nou in ons huise. Ons het nou 'n klomp ekstra tyd wat ons nie in die verlede gehad het. Hoe kan ons dit gebruik om op 'n nuwe manier nou kerk van Jesus Christus te wees? En ek het sommer aan 'n paar baie praktiese dinge gedink. Die eerste ding waaraan ek gedink het is gebed. En ek vermoed wanneer ek dit sê, is daar al klaar party van julle wat afskakel en dink kan ons nou nie maar net na die volgende punt toe aanbeweeg nie. Dis nou die tipiese vroom ding vir 'n dominee om te sê. Maar weet julle, hoe meer ek daaroor dink, hoe meer besef ek dat deur al die eeue heen was gebed altyd, en is dit nog steeds, die eerste manier waarop die kerk iets kan doen aan die nood van hierdie wêreld. Dis wat ons in die Onse Vader gebed leer. Dit is wat gebeur wanneer ons bid, is dat ons eintlik sê, hierdie ding is vir ons te groot. Dis bokant ons vermoë. En wat ons in diepe afhanklikheid voor God kon staan en sê, U is in staat om oneindig meer te doen, as wat ons kan bid, of as wat ons kan dink. J.P. Versteeg, die bekende Nederlandse predikant, vertel die mooi storie van die twee vrouens wat op reis was en dan breek die motor langs die pad. Hulle klim uit en kyk in die pad op, sien geen hulp nie, kyk in die pad af, daar is ook geen hulp nie, en dan sê die een vir die ander een, weet jy, as daar nou net 'n engel iewers uit die hemel uitkom, na vore kon kom wat ons kan help. Volgende oomblik is daar dan 'n stem wat sê, hoorie, ek kan julle help. En as hulle opkyk, dan is dit die tegnikus wat besig is om die telefoonlyne heel te maak. En J.P. Versteeg sê dan, die moeilikheid met die kerk in krisistye is dat ons so kan rondom ons kyk, dat ons vergeet wat ons eintlike roeping is, en dis om op te kyk. Vind dat dit sal ontsettend hartseer wees as ons nou soveel addisionele tyd het, maar eintlik die hele tyd dit deurbring op sosiale media. En as ons nie hierdie geleentheid gebruik, en ek praat hier in die eerste plek met myself, om nou in te tree vir ons landse leiers, om nou in te tree vir ons regering, om nou in te tree vir die nood van mense rondom ons, vir eensaams, vir die mense wat op die oomblik baie siek is, ja ook vir die kerk. Die tweede ding waaraan ek gedink het, vriende, is geld. En ek weet ons moet baie sensitief wees hieroor. Want daar's 'n klomp mense wat nou of hulle werk verloor het, of wat moet klaarkom met 'n baie kleiner inkomste. Maar ek dink nou hier meer aan mense soos ek self, mense wat nog ons werk het en nog steeds ons inkomste het, wat nou die vraag moet vra, wat maak ek met hierdie inkomste? Hoe kan ek dit gebruik om die nood van mense rondom my te verlig? Hoe kan ek daarmee 'n verskil maak? En hier moet ons baie kreatief dink. Ek ry byvoorbeeld nou baie minder op die oomblik, en baie van julle dalk ook, en skielik het jy nou 'n ekstra tank of 2 tanks petrol se geld. Wat gaan ek daarmee doen? Dan kan ek nie vir jaar gaan vakansie hou soos beplan nie. Hoe kan ek hierdie geld gebruik? Dis die vraag wat ons nou moet vra. Om skatte vir ons bymekaar te maak, nie op aarde nie, maar in die hemel. Die derde ding waaraan ek gedink het is, dat ons net bewus moet raak van dit wat rondom ons gebeur in die omgewing. Op 'n klomp plekke rondom ons is mense klaar besig om iets te doen aan die nood van mense. En ons moet net ons oor op die grond hou. Miskien net bietjie kyk in die sosiale media, die inligting wat ons as gemeente ook versprei. Waar is ons klaar besig? Wie doen klaar wat? En hier soek ons byvoorbeeld mense wat vir ons kan help met die pak van pakkies. Jy kan dit uit jou eie huis uit doen. Ons soek mense wat vir ons kan help met die aflewer van pakkies. Ons kan vir jou 'n permit gee daarvoor. Maar net om te kyk, waar werk mense oor grense ekumenies saam, en laat ons mekaar se hande vat en sterk maak. Vriende, die vierde ding wat ek aan gedink het is bevrore kos. Wil jy nie, as jy nou kos maak, net een ekstra ete vir ons uitskep in 'n plastiek bakkie, of jy oor die naweek 'n lekker pot maak en jy skep 'n paar ekstra etes uit, en dan vries jy dit vir ons nie. Kom ons maak in hierdie tyd van inperking vanuit ons huise ons vrieskaste vol, want ons gaan binnekort vir 'n klomp honger mense
moet kos gee. Vriende, die 5de ding waaraan ek gedink het is, jy moet nou 1 of 2 keer 'n week uitgaan om kos te gaan koop. Koop net 1 ekstra kospakkie. Ons het vir julle sulke riglyne ook deurgestuur, wat in so 'n pakkie behoort te wees. Jy kan natuurlik ook op jou plaaslike buurtgroep, kan jy net vra, wie kan jy uit hulle huis uitgaan? Wie's te bang, of wie's te oud, of wie's te siek? En dan gaan koop jy vir hulle kos en laai dit net by hulle voordeur af. 6de ding waaraan ek gedink het is, die mens kan vanuit jou huis nou uitreik na mense via jou foon en via WhatsApp. Jy het nou die wonderlike geleentheid om deur middel van elektroniese media uit te reik na mense wat swaar kry. Onthou, jou selfoon kan jou nie inperk. Via jou selfoon kan jy nie ingeperk word tot jou huis nie. Jy kan oor die grense, kan jy by 'n klomp mense uitkom. Dink 'n bietjie, wie in jou buurt is dalk siek, of wie is eensaam, of wie is ingeperk in 'n ouerhuis, of wie het miskien hulle werk verloor. En dan ry jy net uit, dan gee jy net om. Dan luister jy net, jy hoef niks te doen nie, luister net, en gee net om. En die laaste manier wat ek gedink het aan is om maskers te maak. Ons gaan binnekort verplig word om maskers te dra. Ons het honderde ekstra maskers nodig, ons het reeds so 'n projek aan die gang. Daar's 'n patroon ook beskikbaar. Help vir ons asseblief om in hierdie behoefte te kan voorsien. Vriende, is maar net 'n paar baie praktiese voorbeelde. Die punt wat ek probeer maak is dat ons as kerk nou na nuwe geleenthede moet soek om die liefde van Christus te versprei. Ons mag nie ons inperking gebruik om soos die priester in Lewiet ver aan die ander kant mense se nood verby te gaan nie. En daarom wil ek jou vra, wil jy nie saam met my net dink oor Jesus en sy liefde nie? Jesus wat nie veilig speel nie. Jesus wat hom nie laat inperk in die hemel nie, maar wat mens word. Wat sy belange ondergeskik stel aan ons sin. Wat homself gee in liefde, tot aan die kruis, tot in die dode. En dat hierdie liefde van Christus dan vir jou en my in hierdie tyd dring. Kom ons gaan leef liefde. Amen. Where are you now when darkness seems to win? Where are you now when the world is crumbling? Oh, I hear you say, look up, child. Hey, look up, child. Hey, where are you now when all I feel is doubt? Oh, where are you now
child. Hey, look up.